Nee. O ja, neem asseblief die telefoon weg. Toe maar, is als reg, mevroukie. Ek neem die ou telefoon dadelik weg. Op jou eie manier en word sterker. Elke dag met al jou hoop en elke droom. Milo, vandag nog net so smakelijk groeikragtig soos altyd. So reik altyd uit na jou droom. Bradlows kondig die maand se spaarsensasie aan. Spaar R1000 op die Pompadour slaapkamerstel. Ervaar luukse houtsneeuwerk teen slegs R5.999. 'n Spaarsensasie van R1000, eksklusief by Bradlows en beskikbaar teen gerieflike terme. Spaar R1000 terwyl voorraad hou. Moenie die spaarsensasie misloop nie. Net by Bradlows. Bradlows, eksklusiwiteit wat jy kan bekostig. Jy het nou self gesien wat die toestand is. Ons sal mooi na haar kyk, Nelson. Moenie bekommerd wees nie. En onthou, sy mag geen besoekers ontvang nie. Dit sal haar net van vooraf ontstel. Sy het nou veral rus en kalmte nodig. En slaap. Baie slaap. Die nuutste kalmeermiddels is wonderlik. Goed, maar hou haar hier. Sy moet eers heeltemal regkom. Maak nie saak wat dit kos nie. Nee, ek bedoel dit. Sy is op haar veiligste gebiede. Ek wil hê sy moet so lank as moontlik onder jou sorg bly. Nou goed, Nelson. Nessie verkies. Sy voel beter, maar die dokters dink sy sal vir nog 'n rukkie stilgehou moet word. 'n Gesonde mens soos sy, dis ongelooflik. Haar broer se dood vang haar. Sy het die punt bereik waar sy glo hy lewe nog. Verskriklik. Sy is daarvan oortuig. En ek huiwer om dit te sê, dat hy haar probeer belle. Toe sy dit vir my gesê het, moes ek geweet het, sy het groot probleme. Nou loop ek met die selfverwyt. Maar jy mos nie vir haar toestand verantwoordelik nie? Ek is ja. Ek moes dit sien kom met O'Neill. Maar mevrou, ek kan nie glo dat sy my nie wil sien nie. Ek is haar heel oudste vriendin. Ongelukkig mag sy op die oomblik geen besoekers ontvang nie. Is dit op haar versoek? O nee, dis dokter Tracy se reëling. Gaaf, dan wil ons baie graag vir dokter Tracy sien. Dokter Tracy is ongelukkig besig. Wel, dan moet ons dan maar self gaan soek. Kom aan jy. Mevrou. Meneer. Verskoon my, maar weet jy dalk waar mevrou Vallet se kamer is? Vallet, mevrou Vallet. Wat doen u hier? Hier word geen besoekers toegelaat nie. Verskoon my dokter, ek is François Germain, een van ACE Quebec se direkteure en dis my juffrou Mercier. Ons soek na mevrou Vallet. Ons het gevind dat besoekers haar op die oomblik geweldig omkrap, mevrou. Dokter, sy het voor my groot geword. Ek was soos 'n ma vir haar. As sy vir haar sê tant Agnes is hier, is ek oortuig sy sal bly wees om my te sien. Kom dan maar saam. Nee, nie dit nie. Dokter, ek moet met haar praat. Maar juffrou, Ek vra hy moet. Helen? Helen? Helen, my ou meisietjie. Kom na tant Agnes toe. Ken jy my dan nie? Helen?
Kyk hier's François. Hy het saam met my gekom. Ek dink ons moet liewer gaan. Wat vier ons vanaand? My vryheid. Goed op jou vryheid. Ek is uiteindelik vry om dinge te doen. Vry om groot hoogtes met Asie Quebec te bereik. Op die oomblik lewer die fabriek net 1/3 van sy produksiepotensiaal. Die hele opset is konservatief en verbeeldingloos. Maar dit gaan verander. Ek gaan die spul wakker skud. Bestuurslede, werkers, almal. Die hele onderneming gaan nog eendag my persoonlike eiendom word. En ek gaan dit tot 'n wêreldreis opbou. En ek? Wat gaan ek word? Jy? Baie wel af. Enige beswaar? En sy? Helen? Maar Carla, begryp jy dan nie? My vrou is in 'n inrigting vir senieleiers. Openlik vir altyd. En sy nou die onmoontlike gebeur en sy word weer ontslaan, dan sal dit gelukkig te laat wees. Ek is reeds besig om die maatskappy oor te neem. Maar sy steeds jou vrou. Ja, my poppie. Op die oomblik is dit onvermydelik. Jy sal beter voel as jy haar plek kan inneem, nee. Maar jy het niks te vrees nie. Sy praat nooit nie. Sy hoor niks nie. Sy beweeg nie. Sy is soos 'n dooie mens. Nelson, ek moet met jou praat. Soos jy weet het ons 'n staking op hande en die gevaar... Ek het vrede met julle stakings, Richard. Die vakbond bestuur nie die fabriek nie. Wel, praat ten minste met Perron. Hy het 'n goeie aanbod van General Steel gekry. Dis sy probleem. Maar Perron is een van ons beste ingenieurs. Luister, O'Neill. Ons universiteite is propvol hoogs gekwalifiseerde jong manne wat maar te graag sy pos wil hê. So as hy wil gaan, hoe eerder hoe beter. Goed, maar dan moet ons maar hoor wat ons president sê. Sy is nie in staat om 'n opinie uit te spreek nie. Meneer. Hier is blomme vir mevrou Valet. Dankie. Oh, kyk net. Elke week 24 rooi rose kos hom seker 'n fortuin. Ag, sou jy nie ook graag so 'n wonderlike man wou hê nie, hè? Maar wag, laat ek hulle onmiddellik vir haar gaan gee. Asof sy dit kan waardeer. Oh. Hier is pragtige rose vir u. Het maak mevrou gelukkig, nê? Nee. Maar jy kan mos nie nou met die behandeling ophou nie, nie voor sy heeltemal gesond is. Luister, Nelson, ek sal geruime tyd oor haar bekommer. Dis niks ernstig nie. Maar die oormatige gebruik van kalmeermiddels kan 'n pasiënt se gesondheid nadelig beïnvloed en dis waarvoor ek bang is. Verander die voorskrif. Kyk, solank jy voel my kliniek is die beste plek vir haar, kan sy bly, maar ek durf haar nie 'n oomblik langer onder verdoling hou nie. Jy durf nie ophou nie, sy's nog siek. Jy kan nie sulke besluite neem nie, jy's nie 'n dokter nie. Nee, maar ek is voorsitter van jou direksie en ek finansier jou kliniek. Of het jy dit dalk vergeet? Verstaan ons mekaar? Môre, mevrou Valet. So ja. Lus vir 'n entjie stap, hè? Dis 'n pragtige dag. Nee. Ek wil net hier sit. Goed.
eiere kan amaski. Gesien. Kom ons drink nou. Gesondheid. Hulle het die hele kordon om haar gespan. En hulle pas haar soos goud op, maar een van die verpleegsters het vir my gesê het gaan baie beter met haar. So wat? Dan kom sy seker binnekort uit. Daaroor swyg almal nog soos die graf. Ek wil nou nie lelik wees nie, Agnes, maar dit lyk nie vir my asof Helen se afwesigheid haar man enigstens affekteer. Kom jy dit ook agter? Nadat jy by die fabriek weg is, het hy begin om alles te verander. Hy trek alleen sy herstruktureringsprojek in twyfel. Hy weier om met vakbondleiers te onderhandel. En in Europa doen hy dinge wat beslis al ons ou kliënte gaan wegjaag. Hy het miskien baie goeie idees, maar in die proses loop hy enorme risiko's. En wat sê Richard? Richard se hande is afgekap, net soos myne. Nelson het volmag van die president self ontvang. Hy is besig om julle aan die neus rond te lei, François. Hy is heeltemal 'n ander mens van Helen nie meer daar is nie. Ons het almal van hom gehou. Behalwe ek. Ja, ek onthou. Dieselfde dag wat Helen hom hoofdirekteur gemaak het, het jy bedank. Sê my hoekom? Laat ons maar sê, dit was vroulike intuïsie. Ek het jou gesê geen besoekers nie. Veral nie met juffrou Mercier nie. En hoekom nie? Want intussen het juffrou daarop aangedring om juffrou Mercier te sien. Ek kan tog nie weier nie. Jy verstaan tog? Maar waarom nie? Jy's haar dokter. Juffrou Mercier het 'n baie nadelige uitwerking op Helen. Jy durf nie toelaat dat sy haar besoek nie. Natuurlik misbruik ek nie my posisie nie. Ek vra jou net om 'n siek vrou te beskerm, dis al. Dan moet jy die volle verantwoordelikheid neem. Dit lyk my dit gaan baie beter met jou vrou. Hou jou mond, Carla. Ek dog jy die situasie mooi onder beheer. En dat sy vir 'n onbepaalde tyd opgesluit. Dis Tracy wat kan my dan gewete lei, die idioot. Ek dog dan jy die dokter Tracy net waar jy hom wil hê. Hoe dit... Oh. Ek het mos gesê jy moet stil bly. Wonderlik om jou te sien lag. Dankie. Maar hoekom lyk jy vandag so anders? Iets verkeerd? Oh, seker met die ouderdom. Kom ons praat oor jou. Nee, kom ons praat eers oor my man. Hy sit nooit sy voete hier nie.
het skynbaar 'n vrees vir mal mense. Ag, Agnes, wat verkeerd geloop. Ons eerste 5 jaar was so wonderlik. Toe ewe skielik is dit asof ek met 'n vreemdeling getroud is. Is dit nie juist die probleem nie? Wie ken van Nelson Ballet? Jy wou al met my oor sy verlede praat. Ek het jou gekeer, maar wat wou jy gesê het? Hy het 6 jaar gelede Quebec toe gekom omdat hy probleme opgedoen het in Frankryk. Met die geld wat hy daar verduister het, het hy vir hom 'n kantoor in Montreal opgemaak. En toe het hy jou raak geloop. Jy sien my skat, hy is wat 'n mens noem, maar kom ons praat nou sommer pad langs. Hy sit deur trap te skelm. Kan dit amper nie glo nie. Het jy hom nog lief, hè? Nee, glad nie. Maar jy het hom nog nooit vertrou nie, het jy? Oh nee, moet nie glo nie. Dis jou pa wat my laat twyfel het. Dis hy wat gesê het ek moet ondersoek instel na sy verlede. Ja, dit verklaar die speurder. Ja. So het ons in besit van bewyse gekom. Bewyse wat so verdoemend is dat dit hom direk tronk toe sal stuur. Waar is die bewyse? Wys hulle vir my. Dis onmoontlik. Wat? Alain het alles by hom in sy aktetas gehad. Die dag toe sy helikopter in die rivier geval het. So die enigste ander persoon behalwe ek wat ook die bewyse gesien het, het verongeluk. Maar Agnes, ek kan ongelukkig niks bewys nie, althans nie op die oomblik nie. Is dit korrek dat u nuwe finansiële beleid u verplig om alle skenkings aan liefdadigheidsorganisasies stop te sit? So erg is dit ook nie. Ons help nog steeds instansies wat werklik finansiële probleme het. Wat gaan met die stigting Gajor Steinberg? Evrokie, niks verhoed hulle om alleen in die mas op te kom nie. Hulle het 'n baie effektiewe fondsinsamelingsstelsel van hulle eie, daarom staak ons hulp. Mevrou Vallet. Ek moet hier uitkom, ek moet onmiddellik hier uitkom. Jy moet hier nie so opwen nie. Ek moet nou iets doen, anders slaag hy daarin om onskuldige kindertjies van hul gesondheid te beroof. Ek waarsku u, dokter. Jy weet, hy gaan my kliniek se subsidie ook stop. Ja, die nuwe beleidsrigting wat meneer Vallet volg, is werklik onverbiddelik, mevrou. Ek vind u toestand baie beter. Dit lyk my jy is vasberade om iets vir al die instansies wie se subsidies opgeskort is te probeer doen. Dit sal 100% reggestel word, dokter. Goed, ek sal u ontslaan. Hallo? Wat is jy besig om op te toveren? Mense sê jy verwag iemand belangriks. Net maar my man. En vir hom moet dit ding perfek wees. Intussen is ek tevrede met enigiets van jou. Jou ou leenaar. Maar hoekom is jy in so 'n goeie lyn? Weet jy, vandag het daar weer vir die eerste maal in sommer 'n baie lang tyd iets gebeur wat ons almal opgebeur het. Helene is uit die hospitaal ontslaan. Is dit nie wonderlike nuus nie, Germaine? Ja, en miskien is sy nog betyds om die fabriek van ondergang te red. Ons kan maar net hoop. Miskien daaraan gedink of vir haar blomme te stuur. Maar natuurlik, ek weet mos so baie sy van blomme hou. Goeiemôre mevrou. Is wonderlik om u weer te sien. Vir jou ook, Albert. Hoe gaan dit met jou? Nee, soos gewoonlik mevrou, soos gewoonlik.
lyk so goed, my skat. Goed, ek weet jy dink ek het jou nie mooi behandel nie, maar ek kan verduidelik. Nee, ek gaan jou nie nou daarmee belas nie. Jy moet nou eers weer tot 'n normale lewenspatroon terugkeer sonder dat ek jou beïnvloed. Daarom het ek reëlings getref om in die stad te gaan bly. Jy kan dus alleen in die huis bly. Tot jy volkome genees is en hopelik bereid is om weer jou lewe saam met jou man te hervat. Wat jy nog steeds lief het. Al verdink jy hom nou van die ergste. Op 27 Mei tot 9 Junie. Op Topsport kyk hoe die wêreld se tennisreuse na foutlose optredes strewe in Parys. Wanneer National Panasonic Video-opnemers jou die 1991 Franse Ope Kampioenskappe bied. National Panasonic Video-opnemers, die strewe na zero defect. Begin jou strewe na zero defect by die OK. Programmering is so maklik as wat dit is om 'n streep te trek met 'n afstandsbeheer en aftaster kombinasie gratis, saam met die National NVL 10 VHS videokasetspeler vir slegs R1999. National se 53 cm TV-stel met plat vierkantige skerm en afstandsbeheer, slegs R1999. Albei met 'n eksklusiewe 3 jaar waarborg as jy dit teen 15 Junie koop. Inskrywingsvorms vir die OK National kompetisie wag op jou by die OK. U gestel is baie af, daaroor is daar geen twyfel nie. U moes al lankal ophou werk het. Dokter, ek weet goed wat my makkeer. U durf nie u eie diagnose maak nie, daarvoor het u heeltemal te min kennis. Ons moet eers 'n paar belangrike toetse doen. En daarvoor gaan ek vir u 'n bed bespreek in die hospitaal. Ek begryp. Goeiemôre. Net 'n oomblik, ek het nog blomme vir u. Baie dankie. Dis die lot. Baie dankie. Lekker dag, totsiens. Wie was dit, Maria? Dis nog blomme, mevrou. Ek sien. Richard O'Neill. François Germain. Dis omdat hy weer gesond is. U weet nie hoe almal u gemis het nie. Baie dankie, Maria, ek waardeer julle liefde. Neem hulle maar sitkamer toe. Ek mis jou, my liefling. Nelson. Die sitkamer is vol, mevrou. Waar moet hierdie blomme kom? Sit hulle vir eers in meneer se kantoor. Nee, wag. Ek sal dit self neem. So 'n fotootjie kos maar net $1000. Goedkoop, né? Nee, dis nie. U moet nog 'n vol buisie wees. Ek is oortuig daar was nog een. Waar's my sigaret aansteek? Land die dit alweer. Dis nou die derde een in 2 weke. En nou raak hom peg. Maria, het jy nog my boek gesien? Het wordt een senuwee in storting gaan.
Helen. Uh, 86. Dit is vir my, man. Ek het hier nog syfers, hoor. Dis baie eienaardig. Gaan voort. 1400. Ah, welkom, my liefie. Wat 'n verrassing. Hoe lyk sy vir jou, Richard? Sy lyk wonderlik, dit is ongelooflik. Ja, die ou Helene is weer terug. Is te goed om waar te wees. Jy mag maar sit, Nelson. Met Richard en François se hulp het ek gou weer op datum gekom. En kon ek dadelik 'n paar besluite neem. Maar hoekom kon ons dit nie almal saam bespreek? Eerstens, alle skenkings en subsidies wat aan die welsynsverenigings of in die publieke belang gemaak is en wat onlangs gestaak is, moet in ere herstel word. Tweedens moet Perrault se kontrak hernu word op sy voorwaardes. Maar weet jy wat verwag hy? Dit sal groot Daar ontevredenheid. moet onmiddellike vergadering met die vakbondleiers belê word om gesamentlike besluite oor die herstruktureringsprogram te neem. Dis Acier Quebec se beleid om konflik tussen hulle werkers te vermy. Dis duidelik, my liefste, dat jy geen benul het, dat jy geen begrip het van wat hier aangaan nie. Ons sit met 'n ekonomie wat alweer op die afdraande pad is. Die kompetisie word al hoe sterker. Atlas Trust het oorgehaal om die situasie uit te byt. Ja, Atlas Trust is maar altyd die sonnebok. Meneer, ek waardeer die vertroue in my gestel, aangesien ek van plan is om my verantwoordelikhede as president en hoofdirekteur van môre af weer oor te neem. Veel geluk. Kan ons miskien privaat gesels? Praat maar voor, Richard en François. Ek het geen geheime vir hulle nie. Nee, maar dit gaan oor iets persoonliks. La vie est dure au 60e étage. La vie est dure, Monsieur le Président. Tout le monde sourit, mais pas un sentiment. Dans le cœur d'une machine à sous, la vie est dure. À la tour de la bourse, la vie est dure. À 12,5%, personne ne crie, mais tout le monde se fait mal. Dans le cœur d'une machine à sous, l'amour est acteur, le cœur est blindé. Dans le cœur d'une machine à sous, la tendresse se planque. La vie est dure pour la misère des riches. La vie est dure, Monsieur le Président. L'argent est lourd, l'amour se fait la malle. Dans le cœur d'une machine à sous, l'amour est acteur, le cœur est blindé. Dans le cœur d'une machine à sous, la tendresse se planque.
dans le cœur d'une machine à sous. La solitude